Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 10de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofnuus vandag is Hof beslis teen president CR. Jou volle storie is hier beskikbaar. Nog nuus verder, Bonnie Tyler is in 'n koma. Die Stormers speel gelyk op in 'n VRK-wedstryd. SA beker uitslaa is ook bekend. Geen Suid-Afrikaner het die hantavirus nie. Grey wen Boys High School. Die konstitusionele hof het 'n belangrike uitspraak gelewer oor die sogenaamde Phala saak waarin president Cyril Ramaphosa betrek word. Die hof het beslis dat die parlement besluit in 2022 om nie voort te gaan met 'n amptsondersoek teen Ramaphosa nie ongrondwetlik was. Die saak hou verband met die diefstal van groot bedrae Amerikaanse dollars van Ramaphosa se Phala wildsplaas in Limpopo in 2020. Die geld was glo in meubels op die plaas versteek gewees. Die voormalige hoof van staatsveiligheid, Arthur Fraser, het die saak in 2022 openbaar gemaak en beweer staatsbronne is gebruik om die diefstal stil te hou. Ramaphosa het nog altyd enige oortreding ontken en gesê die geld was deel van 'n wettige buffeltransaksie met 'n Soedanese sakeman. Die onafhanklike artikel 89 paneel onder leiding van die voormalige hoofregter Sandile Ngcobo het in 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak bestaan en dat Ramaphosa moontlik die grondwet en sy amptseed kon oortree het. Die ANC meerderheid in die parlement het egter destyds teen die amptslag ondersoek gestem wat die proses gestop het. Die EFF en die African Transformation Movement het daarna die saak na die konstitusionele hof geneem. Hulle het aangevoer dat die parlement versuim het om sy grondwetlike plig uit te voer om die president aanspreeklik te hou. Nou het die hof saamgestem en die stemming van 13 Desember 2022 tersyde gestel. Die stormweer wat die afgelope paar dae oor dele van Suid-Afrika voorgekom het, kan volgens kenners steeds tot verder oorstromings en skade lei. Aanhoudende swaar reën het reeds veroorsaak dat riviere en damme vinnig gestyg het, terwyl verskeie paaie by en laagliggende gebiede onder water beland het. In sommige gebiede moes inwoners reeds hulp ontvang het nadat huise beskadig is en voertuie deur sterk waterstrome meegeslee is. Weervoorspeller waarsku dat nog reënbuie in die komende dae verwag kan word, veral oor dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat provinsie. Die nattoestande verhoog die gevaar van kitsvloede, grondverskuiwings en verkeersongelukke. Nooddienste is op 'n gereedheidsgrondslag geplaas om vinnig op enige noodgevalle te kan reageer. 'n Groep betogers het 'n optog na die parlementsgebou in Kaapstad gehou om hulle misnoë oor onwettige immigrasie in Suid-Afrika uit te spreek. Die betogers het plakate gedra en geëis dat die regering strenger grensbeheer toepas en vinniger optree teen mense wat onwettig in hierdie land woon en werk. Volgens die organiseerders plaas onwettige immigrasie druk op die staatsdiens, werksgeleenthede en behuising. Hulle meen die regering moet meer dien om landsgrense te beveilig en immigrasiewette toe te pas. Die groep het ook 'n memorandum aan verteenwoordigers van die regering oorhandig. Die polisie en wetstoepassers was tydens die optog ontplooi om orde te handhaaf en die verrigtinge het grootliks vreedsaam deur verloop. Bekende Walliese sangeres Bonnie Tyler is tans in 'n geïnduseerde koma in 'n hospitaal in Faroe nadat sy noodoperasie aan haar ingewande ondergaan het. Volgens haar woordvoerder is die 74-jarige kunstenaar vroeër die week met ernstige buikprobleme in die hospitaal opgeneem, waarna dokters besluit het om dringend te opereer. Die operasie het goed verloop, maar dokters het haar daarna in 'n medies geïnduseerde koma geplaas om haar herstelproses te ondersteun. Haar familie en bestuurspan het aanhangers gevra om haar privaatheid te respekteer. Bonnie Tyler het wêreldbekend vir treffers soos Totally Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Aanhangers reg oor die wêreld het reeds boodskappe van ondersteuning en gebede op sosiale media met haar gedeel. Nog 'n nuwe geval van Back & Close, beter bekend as BKAS, is in Mosselbaai bevestig. Die Departement van Landbou sê die jongste geval is tydens roetineondersoeke opgemerk en dat streng beheermaatreëls onmiddellik ingestel is om verdere verspreiding van hierdie siekte te voorkom. Beampte het reeds begin met die opsporing van diere wat moontlik in kontak met die besmette vee was, terwyl bewegings van sekere diere in die gebied beperk word. Boere is ook versoek om biosekuriteitsmaatreëls strenger toe te pas en enige verdagte simptome onmiddellik aan owerhede te rapporteer. Back & Close raak hoofsaaklik beeste, skape en ander hoefdiere en kan groot ekonomiese skade vir die landboubedryf veroorsaak. Dr. Ngobeni Makubu is as die nuwe kommissaris van die South African Revenue Service, beter bekend as die SAID, aangestel. Die aankondiging is deur die regering gemaak nadat die pos vir 'n geruime tyd onder bespreking was.
Dr. Makobu beskik oor 'n uitgebreide ervaring in belastingadministrasie, finansiële bestuur en staatsbestuur. Daar word verwag dat hy 'n belangrike rol sal speel om belastinginvordering te versterk, korrupsie hok te slaan en vertroue in die instelling verder te kan herstel. Die nuwe kommissaris het beloof om SAID se vermoë te verbeter, om belastingontduiking te bekamp en staatsinkomste te verhoog om ekonomiese groei te ondersteun. Verskeie sakelei en ekonomiese ontleeders het die aanstelling verwelkom en gesê sterk leierskap by SAID bly noodsaaklik vir Suid-Afrika se finansiële stabiliteit. Die Bulls het seker gemaak van 'n oortuigende oorwinning op plaaslike bodem nadat hulle die Italiaanse span Zebra Parma met 54-19 afgeransel het. Die tuisspan het van vroeg af beheer oorgeneem en met vinnige aanvalle en sterk verdedigings hulle teenstanders op geweldige druk geplaas. Die Bulle het verskeie drieë gedruk en die ondersteuners het aanvallende rugby vermaak. Zebra het wel in die wedstryd probeer om terug te veg, maar kon nie die tempo en fisieke aanslag van die Pretoria span gehanteer het nie. Die oorwinning versterk die Bulle se posisie in die kompetisie en gee die span verder momentum vir belangrike wedstryde wat voorlê. Afrigters het na die wedstryd die span se dissipline, afronding en intensiteit geloof. Die 38-jarige Serviese tennisster Novak Djokovic is vir die eerste keer in sy roemryke loopbaan in die eerste wedstryd in die Italiaanse Ope uitgeskakel. Die 20-jarige Primzak, die Kroaat, het egter na 2 ure en 15 minute met 2-6, 6-2 en 6-4 teen sy held geseëvier. Alexander Zverev het na die derde ronde deurgedring nadat hy sy Duitse landgenoot Daniel Altmaier gemaklik gewen het. Die telling was 7-5 en 6-3. Iga Swiatek, driemalige kampioen, moes harder soog om die derde ronde van die vroue toernooi te kan haal. Sy het die Amerikaner Katie McNally met 6-1, 7-6 en 6-3 gewen. Die Toyota Cheetahs het met groot moeite 'n spannende oorwinning oor hulle buurspan die Griekwas in 'n SA beker wedstryd in Bloemfontein behaal. Die wedstryd het tot die laaste minuut op 'n mespunt gebalanseer met beide spanne wat hard geveg het vir hierdie oorwinning. Die Cheetahs het sterk begin, maar die Griekwas het telkens teruggeslaan en groot druk op die tuisspan geplaas. Laat strafskop en goeie verdediging het uiteindelik verseker dat die Bloemfonteiners met net 1 punt die boottoon gevoer het. Ten spyte van die taai wedstryd is die Cheetahs nou amptelik verseker van hulle plek in vanjaar se Currie-beker kompetisie. Die span en ondersteuners sal groot verligting ervaar aangesien deelname aan die Currie-beker as een van die belangrikste doelwitte van hierdie seisoen beskou word. Die Suid-Afrikaanse bergfiets en padfietsryer Ellen Hederley het onlangs sy eerste deelname aan die Giro d'Italia voltooi en het reeds vroeg in sy internasionale padfietsloopbaan sterk indrukke gemaak. Hederley, wat veral bekend is vir sy sukses in bergfietsry, het hom goed van sy taak gekwyt in een van die wêreld se mees uitmergelende meerdaagse wedrenne. Die Giro d'Italia is berig vir sy strawwe bergstappe, hoë tempo en taktiese wedrenne, maar die Suid-Afrikaner het deurgaans vasgebyt en waardevolle ervaring teen wêreldklas kompetisie opgedoen. Die naweekse skooluitslae vir rugby lyk as volg. Dale College het 31 aangeteken, Selborne College 27 punte, Graham College 90, Cambridge 21, Grey College van Bloemfontein het 31 teen Parel Boys High se 21 aangeteken, Gemfosie het 31, Duineveld 24, Sentraal ook in die Vrystaat 38 teen Diamantveld se 52, Hoërskool Trio van Kroonstad het 33 teen Voortrekker van Bethlehem se 5 punte, Welkom Gymnasium het 49 teen Witteberg se 10 punte, Vigard Park van Bloemfontein het 24 en Landboudal 27, Hentesileer 29, Goudveld Hoërskool 11 punte, St. Andrews School 21, St. John's College 31, Kisney College 32 teen Michael House 31, Hilton College 42 teen Glenwood se 7 punte, Lichtenburg 23 teen Hoërskool Klerksdorp se 38, Hoërskool Middelburg 26, HTS Middelburg 10 punte, Affies het 78 teen JP High School se 10 punte, Parktown Boys High School het 8 punte teen King Edward 7 se 24, Swartland 28 en Robertson 61, Bosmansdam het 19 teen Hottentots Holland se 12 punte, Potterville het 37 teen Vredendal se 28 punte. Sean Strickland is die nuwe UFC middelgewig kampioen nadat hy Khamzat Chimaev in harde titelgeveg vanoggend by die UFC se 3-2 gewen het. Strickland het met sy aggressiewe styl en sterk verdediging die oorhand gekry en daarmee Chimaev se onoorwonde rekord beëindig. Die oorwinning plaas Strickland weer bo aan die middelgewig afdeling en bevestig hom as een van die taaiste vegters in die UFC. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390
3339 kontak, hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1733, Polokwane 1225, Lephalale 1231, Mbombela 1131, Mahikeng 823, Pretoria 1126, Johannesburg 1123, Ermelo 922, Galagari 819, Gaborone 1427, Richards Bay 1534, Pietermaritzburg 929, Durban 1336, Port St. John's 1335, Pongola 1333, Maputo 1833, Bethlehem 25 in die middag, Bloemfontein 4-17, Allemaal Noord 4-18, Welkom 9-21, Vryburg 7-19, Kimberley 6-17, Appington 9-14, Prieska 5-13, Springbok 6-10, Karasburg 7-12, Keetmanshoop 8-16, Mariental 9-21, Alexanderbaai 13-18, Brandvlei 5-11, Loedertsbaai 14-18, Vredendal 11-16, Kaapstad 11-15, Sutherland 0-6, George 9-16, Jeffreys Bay 11-19, Geberra 12-20, Grafreinet 5-14, Kaaphoogillas 9-16, De Aar 3-11, Molteno 0-13, Beaufort West 6-14, Oos-London 13-20, Mabalane 18-34 grade Celsius in die middag. Die verkorte vooruitsig per provinsie vir die reën lyk as volg: Gauteng provinsie, koel tot matige toestande met gedeeltelike bewolkte weer, kans op ligte buie in die middag bestaan. Vrystaat, koud in die oggend met sonnige toestande later, wind kan plek baie sterk waai. Die Weskaap, bewolking koel met reën langs die suidkus en Kaapse metropool, sterk winde is moontlik. Die Oos-Kaap provinsie, nat en koel weer duur voort, veral langs die kusgebiede, plaaslike oorstromings bly ook moontlik. KwaZulu-Natal, warm en vochtig met verspreide donderbuie in die binneland. Limpopo provinsie, warm tot baie warm met sonskyn, geosilleerde laatmiddag, donderbuie kan voorkom. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en warm, kans op donderbuie oor die Hoëveld bestaan. Noordwes, droog en warm toestande met ligte winde. Noord-Kaap, sonnig en droog, maar koel in die suide van hierdie provinsie. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.39 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.89, die euro verhandel teen R19.34, 'n pond kos R22.36, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2059, palladium per fyn ons is $1488, silwer per fyn ons is $80.32, goud per fyn ons is $4715, Brent ruolie per vat is $100.80. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename Sondag word verder vir almal toegewens.